Ons kyk hierso, ons moet net bietjie ons kennis oor vierhoeke kombineer met ons kennis oor analitiese meetkunde. So iets sê vir my gradiënte, middelpunte, en dan ook die eienskappe van vierhoeke. So spesifiek hierso, byvoorbeeld 15, sê hulle vir ons dat ons het 'n vierhoek. Obviously, daar's 4 hoeke. Meer as dit weet ons nie op hierdie stadium van die geveg nie. Dit is nogal oulik. Hulle sê dit is vierhoek HEAR. Dis oulik. Right. Met 4 hoekpunte, right. Hulle wil hê ons moet bewys dat hierdie vierhoek 'n parallelogram is. Nou daar's 'n lang manier om te bewys dat iets 'n parallelogram is en dan sal 'n heelwat korter, vinniger manier om te bewys dat dit 'n parallelogram is. So kom ons hardloop gou deur die eienskappe van 'n parallelogram. Die eerste ding that comes to mind is die feit dat ons twee pare teenoorstaande sy het wat ewewydig is. So die lang manier om te kon bewys dat dit 'n parallelogram is, sou gewees het om te sê kom ons bewys dat beide pare teenoorstaande sye se gradiënte gelyk is. Met ander woorde, jy sou moes 4 bewerkinge gaan doen. Jy sou moes bewys dat die gradiënt van AR wat jy moet bereken gelyk is aan die gradiënt van EH en dan sou jy moes bewys dat die gradiënt van AE gelyk is aan die gradiënt van RH. Maar dis 'n vragwerk om iets baie eenvoudig eintlik te bevestig of te bepaal. Die korter manier om te bewys dat iets 'n parallelogram is om te sê maar indien hulle dieselfde middelpunt het met ek bedoel die hoeklyne, indien die hoeklyne se middelpunte dieselfde punt is, dan beteken dit die hoeklyne halveer mekaar, dan is dit 'n parallelogram. So om dit visueel vir julle maklik verstaanbaar te maak, as daar enigsins 'n moontlikheid was vir ons om te kon bewys dat AM en MH nie om te bewys dat hulle gelyk is nie. Ek wil dit teken want dis waarop dit sou neerkom. As dit 'n parallelogram is, dan gaan die hoeklyne mekaar halveer en dan sal M 'n gemeenskaplike middelpunt wees vir beide hoeklyne, maar ons weet dit nog nie. So kom ons gebruik ons middelpuntformule. Middelpuntformule is die groot M waar jy die twee x'e bymekaar plus en deel deur 2. Dis die gemiddeld tussen die x-waardes, gemiddeld tussen die y-waardes. En ons kyk of dit dieselfde is vir albei die hoeklyne. Johannes, jy right. OK. So, ek het nou 'n bietjie te mekaar gepraat. Kom ons kyk of ek dit beter kan doen nou. Kom ons werk die middelpunt uit van hoeklyn ER. Jy plus die x-waardes van E en R bymekaar. Deel deur 2 en jy plus die x-waardes, die y-waardes bymekaar. So dis die middelpunt van ER. Maar wat van die middelpunt van die ander hoeklyn? Dink jy ons gaan dieselfde antwoord kry? Wonderful. Ons kry presies dieselfde antwoord. Wat beteken M is 'n gemeenskaplike middelpunt van albei hoeklyne. En die resultaat hiervan is dat ons wel 'n parallelogram het. Want die hoeklyne halveer mekaar. So om af te eindig, dan gaan jy sê hoeveel L'e is daar? Oh ja.
Die hoeklyne halveer mekaar. M is presies dieselfde. Hou julle hiervan, dis lekker, né? Sal julle dit kan doen in 'n toets? Moet ek afgaan? Julle moet nou mooi dit inneem. En dan wil hulle hê ons moet bewys. Die volgende stap is, kan ons bewys dat hierdie vierhoek 'n ruit is? Nou 'n ruit is 'n baie spesiale parallelogram. In watter opsig? Opsigte. Daar's meer as een manier om hieroor te dink. Ek dink net gou hierso kyk. Oeps. Hoe gaan ons bewys dat hierdie parallelogram 'n ruit is? Daar's 'n lang manier en daar's 'n kort manier. Die lang manier sou wees, in my opinie, om te bewys dat die sye almal ewe lank is, maar dan moet jy 4 individuele afstande gaan uitwerk. Of nie 4 nie, 2. Jy sou kon bewys dat 2 aangrensende sye ewe lank is, wat impliseer al 4 sye is ewe lank. Maar dis 2 afstandsformules. Ja, jy kan dit doen en ek sal dit regmerk as jy dit so doen. Die memo sal definitief voorsiening maak vir daai metode. Maar 'n ander makliker manier, dink weer aan die hoeklyne. Wat gebeur met die hoeklyne van 'n ruit? Okay, maar ek het nie nou hoek groot is nie. Nee, dis nie 'n reghoek nie, dis ook nie 'n vierkant nie. Die hoeklyne sny mekaar loodreg. In feite, hulle halveer mekaar loodreg. Nou ek weet die hoeklyne halveer mekaar. It has been established in vraag A. Maar indien ons miskien die gradiënte van die onderskeie hoeklyne kon bereken en hulle maal met mekaar en die antwoord is -1, dan is hulle loodreg. En dit beteken ons pragtige parallelogram is 'n ruit. So ek wil bewys dat daar 'n 90 grade hoekie iewers by M is. Dink aan die hoofstuk waarmee ons besig is. Ons werk met gradiënte, ons werk met ewewydige lyne, ons werk met loodregte lyne, baie gradiëntberekeninge. So kom ons bereken die gradiënt van albei hoeklyne. En hiervoor, julle gebruik 'n klein m, baba m. Wat is die een lyn? ER. Hier moet jy die verskil neem van die x en y koördinate. Die verskil in y is bo. Jy kan dit as 'n driehoekie gaan skryf as jy regtig wil. Delta y, delta x, daai driehoekie beteken verskil in y op verskil in x. Wees asseblief versigtig vir daai dubbele negatief. Dit raak 'n positief. Ons is besig om die gradiënt uit te werk van hoeklyn ER. Dis ons groen. Wat het ons dit anders gedoen? Nee, jy kan sê, ek wil net weet waar ek dalk myself weer spreek, maar verskil in y op verskil in x. Dit is wat ons doen. Ek het nou net nie 'n ekstra stapie bygesit nie, maar wat ek gou vir jou wil wys, ek het 'n pointer. Kom ek gebruik gou die pointer. Aan die bokant om gradiënt uit te werk, beteken dit jy moet die verskil in die y-waardes neem. So ek sê 5 minus 2. Maar dan deel ons dit deur die verskil in die x-waardes en dit is 2 minus -1. Ek kan 'n ekstra stapie bysit vir die van julle wat ook voel dit is nie volledig nie. Dit maak nie saak nie, dan wys ek. Dit is presies, kyk gou hier. Ons moet sê die x-waarde, die y-waarde van R minus y-waarde van E gedeel deur die x-waarde van R minus die x-waarde van E. Dis tog wat ons doen. Dis delta y op delta x. Selfde ding. Right, so wat verwag ons moet die gradiënt wees van die pershoeklyn sodat die lyne loodreg is? -1. Okay, kom ons kyk wat ons skryf vir die pershoeklyn. Julle lyk vas in die slaap. Ek is bietjie bekommerd. Pershoeklyn verskil in y op verskil in x. So ek gaan sê 0 minus 7 gedeel deur 4 minus 3.
en ek kry 1. Minus 1, ek jok. Dit maak my baie bly. Because now gaan ek sê, indien ek my gradiënte maal met mekaar, 1 maal minus 1, dan kry ek minus 1. Dis presies wat ek wil hê. Hoe gaan ons die vraag afsluit? Jy gaan net sê, luister, die vierhoek HEAR of die parallelogram is 'n right, want die hoeklyne halveer loodreg. Dan sê jy klaar. 90 grade hoek. Dis my storie vir vandag. Ek gaan vir julle lekker huiswerk gee. En dan môre merk ons dit en môre begin ons dan ook met funksies. As jy beplan het om afwesig te wees môre, môre is nie 'n goeie dag om afwesig te wees nie. OK.